Nou ja, dis my voorreg om vanmôre weer saam met u te kan wees. Nou, ek wil net iets doen verskoon, is nou nie om snaaks te wees, maar ek is so bang, 'n onverskillige of 'n onskuldige handgebaar maak 'n groot commotion. Ek wil net hierdie bietjie wegvat, want anders gaan ons die vyand daar kans gee en sê, jong, doen meneer Rudy, hy slaan sommer die beker stukkend en hy doen dit, en dit wil ons nie hê nie. Maar nou ja, ons is baie dankbaar om saam met u te kan wees ook vanmôre by hierdie geleentheid, en ek wil u amper groet as goeiemôre krygsgenote, goeiemôre soldate. En ons weet almal dat die stryd waarin ons staan is geweldig. Ons weet almal dat dit wat op ons pad kom is geweldig. Ons weet die vyand is 'n werklikheid. Ons gaan nie soos baie ander nuwe leringe die lig sien vir u sê die duiwel bestaan nie. Dis wat mense geleer word vandag, dis wat in kerke verkondig word. Daar is nie so iets soos 'n duiwel nie. Nou ja, ek kry hulle bitter jammer as hulle dit bly glo, want hulle sal met hom te doen kry. Alreeds al klaar in sy hand glo hulle hierdie leuns. Voordat ons gaan saam lees uit die woord, wil ek net met u iets deel wat ek raak geloop het. Ek het in 'n diens gesit soos hierdie by 'n konferensie vir predikers, en die prediker wat opgetree het was opgeneem deur die hele gedagte van 'n soldaat. Nou, dit vind dadelik aanklank in my hart, omdat ek self in die staande mag was vir 2 jaar. Die weermag se invloed en dissipline het 'n vormende effek op my lewe gehad, en nog steeds is ek baie lief vir die militêr. En hy het 'n boodskap gebring waarin hy ons uitgedaag het as soldate vir Christus. Ons weet die Bybel spreek dit. En hy het vir ons iets gelees. En toe hy klaar is, toe gaan ek na hom toe en sê vir hom, ekskuus meneer, maar daai ding soek ek wat jy nou daar gelees het. En dit wat hy vir ons gelees het, wil ek vanmôre vir u lees. En as u dit wil hê, is u baie welkom om na die tyd met u self in 'n foto te kom neem en dit saam te neem. Maar dit het my hart aangespreek. Nou dis in Engels, ek gaan dit na die beste van my vermoë doen om dit in daardie taal te lees. Sou ek 'n uitspraak fout maak, vergewe my, maar sit maar die regte vertaling in u gemoed in. Goed. We need to raise up soldiers for Christ where they can say, I am a soldier in the army of my God. The Lord Jesus Christ is my commanding officer. The Holy Scripture is my code of conduct. Faith and prayer and the Word are my weapons of warfare. I've been taught by the Holy Spirit, trained by experience, tried by adversity, and tested by fire. I'm a volunteer in this army, and I am enlisted for eternity. I will not get out, sell out, be talked out, or pushed out. I am faithful, reliable, capable, dependable. If God needs me, I am there. I am a soldier. I'm not a baby. I do not need to be pampered, petted. Nou, hier moet ek nou net iets sê. Petted beteken, ek hoef nie gestreel te word nie. I do not need to be pampered, petted, primed up, pumped up, picked up, or pepped up. I'm a soldier. No one has to call me, remind me, write me, visit me, entice me, or lure me. Nee, lure is daai lekker visvangaksie, as jy daai vis so uitlok, daai sê, gaan nou praat daaroor. I'm a soldier. I am not a wimp. A wimp is 'n lafaard. I'm not a wimp. I'm in place, saluting my king, obeying his orders, praising his name, building his kingdom. No one has to send me flowers, gifts, food, cards, or candy.
or gives me handouts. I do not need to be cuddled, cradled, cared for, or catered to. I am committed. I cannot have my feelings hurt bad enough to turn me around. I cannot be discouraged enough to turn me aside. I cannot lose enough to cause me to quit. When Jesus called me into his army, I had nothing. If I end up with nothing, I will still come out ahead. I will win. My God has and will continue supply all of my needs. I'm more than a conqueror. I will always triumph. I can do all things through Christ. The devil cannot defeat me. People cannot disillusion me. Weather cannot weary me. Sickness cannot stop me. Battles cannot beat me. Money cannot buy me. Governments cannot silence me. Hell cannot handle me. I am a soldier. Even death cannot destroy me, for when my commander calls me from his battlefield, he will promote me to captain and then allow me to rule with him. I am a soldier in the army, and I'm marching, claiming victory. I will not give up. I will not turn around. I am a soldier marching heaven-bound. Here I stand. Will you stand with me? Uitdagend is dit nie. Nou ja, kosbaar, en ek het net gesê, Here, hier wil ek nie van afwyk nie. It's my code of conduct wat hier voor ons lê, en mag die Here vir ons saam baie, baie ryklik seën. Nou ja, kom ons maak die woord van die Here oop, by 1 Petrus die 5de hoofstuk. 1 Petrus die 5de hoofstuk. Nou ja, baie van u sal nou alreeds sê, ag, ons weet wat daar staan, en ons weet wat gaan dalk kom, maar die woord van die Here is altyd vir ons kosbaar. Kom ons luister na die woord, en dis 'n gedeelte wat baie kosbaar is. Hy praat met ouderlinge, en dan praat hy natuurlik ook met die kinders van die Here, wat gebonde is aan die woord. Ons begin by vers 1 Petrus 5. Ek vermaan die ouderlinge onder julle. Ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. En ek wil net hier stop, hulle leer ons by preekkunde, homiletiek, jy mag nie stop in jou skriflesing nie, maar baie keer dan kan ons nie anders nie. Ek wil net hierdie gedagte uitlig. Ek wonder hoeveel van u wat vanmôre hier sit, sê in u hart met vrymoedigheid, dat u 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar gaan word. Is u 'n deelgenoot? Ja, dit moet wonderlik wees. Ons moet eintlik kan sê, nou ja, ek weet, baie mense is daar teen, maar ons moes kon sê, amen. Ons is deelgenote van 'n heerlikheid wat geopenbaar sal word. Dit is nie 'n storie nie, dis nie 'n mite nie, dis 'n werklikheid. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en almal in oot moet beklee in onderdanigheid aan mekaar. U sal onthou, ons het gister gepraat, hoe daai soldaat in sy opleiding geleer word om onderdanig te wees, opdragte te ontvang van 'n jongman veel jonger as hy. En al klink dit hoe onlogies, al klink dit hoe vir jou onrealisties, dis nie menslik moontlik. Doen daardie opdrag, want dit leer jou om onderdanig te wees, maar ook in ootmoed bekleed onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges
gee hy genade. En ons het nou dit in die boodskap in sang gehoor, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom. Nou ja, ek wil nou sê, as jy hier sit en jy is geroep, en dan gaan ek vir meneer Joppie ondersteun, ek wil net 'n ander woord gebruik. Hy het gesê, as jy voel jy is geroep, ek wil sê, as jy weet jy is geroep, jy weet dit vanmôre. Dan wil ek vir jou sê, as jy wonder oor bekommernisse of onderhouding, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En dan, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Onthou nou hierdie gedagte, die broederskap wat in die wêreld is, hy praat hoofsaaklik hier met ouderlinge, mede-ouderlinge in die gemeente, en hy sê broederskap, dis nou hulle wat nie in 'n ampt staan nie, maar net die Here dien wonderlik in 'n gemeente, met blydskap en met volharding. Net tot daar uit die woord van die Here, dan by hierdie geleentheid. Nou terwille van u wat gisteroggend nie hier was nie, ek sou graag dit alles met u volledig wou deel, ons kan dit nie doen nie. Ons is besig met die gedagte uit Rigters, die 3de hoofstuk, vers 3, het die Here vir hulle gesê, ek gaan nie die volkere wat Josua laat oorbly het, verdrywe nie, sodat, daar was 3 redes, maar die een rede waarby ons stil staan, sodat julle kan leer om oorlog te voer. En ons kyk na die gedagte, soos die Here dit op my hart gelê het, om met u te deel, leer hulle om oorlog te voer. Want van die oomblik van wedergeboorte, nou ja, ek gaan nou nie veel daaroor uitbrei nie, want daar behoort nie onder ons meer vanmôre onweergeborenes te wees nie. Want as dit so is jy bitter onverskillig met jou eie siel en met die ewigheid wat voor lê. En is net die Here wat daardie benoudheid in jou hart kan werk. As jy vandag sou sterwe, waar sal jy wees? Nou ja, daarby kan ek nie stil staan nie. Mag die Heilige Gees jou hart in 'n benoudheid bring oor jou toestand as jy nog nie die Here Jesus ken nie. Maar van daardie oomblik van wedergeboorte is die kind van God nou in 'n stryd, kom ons noem dit 'n oorlog gewikkel teen die magte van die duisternis, teen die teestander. Ons het gelees van hom vanmôre hier, julle teestander die duiwel, want hy loop rond soos 'n brullende leeu. En ek gaan dit nou hier sê, dan gaan ek dit weer herhaal, maar ek wil nou nie onnodig dinge herhaal nie. Dit wat die Bybel hiervan praat in 1 Petrus 5 vers 8, is nie 'n sirkusleeu nie. Dis nie daai leeu wat op 'n stoeltjie gaan sit en almal cheer hom, en nou kom hier die leeutemmer en hy maak een of ander swaai met sy hand, en hierdie leeu maak sy bek oop, en hierdie leeutemmer gaan en hy druk sy kop in die bek van hierdie leeu, en cheer almal. Is dit nie wonderlik nie? Dis nie 'n sirkusleeu nie. Dis 'n brullende leeu wat soek om te kan verslind, en ons moet dit in gedagte hou. Vanaf jou wedergeboorte is jy in hierdie stryd gewikkel. En nou wil ek verder gaan. Dit was gisterand seker die wonderlikste oomblik toe baie van u op grond van God se woord u hart oopgemaak het en gesê, Here, ek wil nie net so aangaan in 'n, kom ons noem dit 'n leë onversadigde geestelike lewe, onbevredigende lewe, waarin ek so teleurgestel is in myself en dinge wat ek doen. Maar Here, ek wil my hart oopmaak vir die volheid van die Heilige Gees. U het gereageer daarop, en ons glo en vertrou, as u dit werklik bedoel het, en u hart eerlik voor God was, het God daardie werk gedoen, want hy sê, ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerk nie. En as u dit gedoen het gisterand, dan kan u vanmôre hier sit, met 'n hart vol van die Heilige Gees. En as ek nou op Dominee Johan sê, mag ek dit maar doen op sy
punt kan uitbrei en sê, kyk uit onder julle. Ek wonder as ek moet uitkyk vanmôre, waar sit die wat vol is van die Heilige Gees? Nee, ons sal dit kan uitkyk. Ons moet dit kan uitsien. U moet kan sê, ek het die Here gisteraand vertrou vir sy volheid. Nie om hoogmoedig te wees, nie om snaaks te wees nie, maar dis 'n wonderlike ondervinding in die lewe van die kind van God. En nou moet jy weet, daardie oomblik toe jy die Here vertrou het vir sy volheid, het jy die helse magte teen jou. En nou moet jy nie sê, ag nee, ek het nou nie dit verwag nie. Ek dog my stryd is oor. Ek dog dis nou net wonderlike, heerlike oorwinning. Nee, my liewe kind van God, die oomblik toe jy die Here vertrou vir die volheid, toe het die vyand, ek wil sê, 'n ekstra arsenaal op jou gerig, om daardie ondervinding, wat jy met God gehad het gisteraand, so gou as moontlik van nul en geen waarde te kry. Want hy weet, wat gaan jy beteken in die koninkryk van God, met die volheid van die Heilige Gees, en die vuur van God in jou hart, en as 'n soldaat vir Christus, stap ek in hierdie lewe, die vyand weet, en hy moet jou so gou as moontlik neutraliseer. En hy sal sy vurige pyle afskiet, om jou daar te kry, waar jy in moedeloosheid gaan sit en gesê, en skeptisisme, ag nee wat, dit werk nie uit nie, hierdie boodskap werk nie uit nie, nee, hierdie boodskap is God se woord. Die volheid is God se boodskap aan ons as sy kinders, maar weet dit, dat jy jouself bevind in 'n oorlogssituasie. En daarom het ons gister ook gekyk, dat as jy deurgaan, en jy leer om oorlog te voer, is dit 'n oorlogsverklaring wat gisterand hier plaasgevind het. Toe jy opstaan en jy stap hier na vorentoe, het jy dit openlik gedoen. Dit was 'n oorlogsverklaring. As jy gee, ons het nou net gehoor, kom ons gee vir die saak van die Here. En wat het ons gesê? Wat was die uitdaging gister rondom gee? Kind van God, gee soveel as wat jy kan. Dis 'n oorlogsverklaring. Maar die Bybel sê, God sê, werk julle bekommernis op my. Here, hoe gaan ek dit maak? Jy sal dit maak. Goed, aanbid, as jy getuig, as jy heilig lewe, as jy een is wat siele soek, dan is dit oorlogsverklaring en jy moet maar net weet, hier is 'n groot geveg in en om my lewe aan die gang. En dan moet ons nou verder gaan vanmôre. Ons kan nie hierby stil staan. Om effektief oorlog te voer en jou te leer om oorlog te voer, moet ons noodsaaklik vanmôre kyk na die volgende vraag. Nou, hierdie vraag wat ek genoem is vir baie 'n geweldige studieveld. Baie mense is baie geïnteresseerd in hierdie studieveld, maar die vraag is, wie is ons vyand? Wie is hom teen wie ons staan? Wat is die vyand se strategie? Wat wil die vyand uiteindelik bereik teen die kinders van God en die koninkryk van die Here? Nou het ek gister gevat so lekker deur die opleiding van soldate. Maar weet jy, voor elke operasie, ons het die troepe geleer en ons het dit genoem teen insurgensie operasies. Nou as ons daar in die veld besig, daar's 'n skyn, 'n vyandelike stelling, en ons sit hierdie kant, en ons vertel vir hulle in detail inligting oor wie hulle vyande is. Ons is deeglik vandag onder lê in hierdie ding, as u oor teen die grond hou, of teen die radio, of hoor wat aangaan daar tussen Israel en Hezbollah en Hamas, dan sal u 'n nuwe woord geleer het met die wat so klink, precise intelligence. So presies was hulle intelligensie, dat wanneer 'n vyandelike man instap by 'n gebou, en hy's daar by sy makkers, dan slaan hulle onmiddellik toe. Hoe kry hulle dit reg? Kom ons noem dit in Afrikaans, deur presisie intelligensie. Daar was 'n man wat gesê het, hy stap nou in. Julle moet nou, slaat hulle daai ouens. Dit is dinge wat gebeur. Hulle het hulle vyand bestudeer, hulle het hulle vyand geken, hulle het hulle manne gehad daar op die front, wat die inligting deurgestuur het, en gesê, dis nou die tyd, dis die waarde van intelligensie. En weet u wat? U en ek het met
dieselfde te doen in ons geestelike oorlog. U en ek sit met precise intelligence. Gelukkig nie artificial intelligence, maar precise. As ons die woord van God het, is dit so presies wat hy ons leer rondom ons vyand, wie hy is, wat hy doen, wat hy wil bereik, en dat hy ons inlig hoe om hierdie vyand te hanteer en te weerstaan. En dit is so wonderlik om te sien dat die woord van God lig gee rondom hierdie sake. Staande kan bly, sê die woord. Nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Dis God se wil vir sy kind. Hoeveel kinders van die Here is daar nie in ons daal wat verslaan is nie? Nie verslaan nie, want die Bybel sê God sal 'n gebrokene verslae hart nie verbygaan nie, maar verslaan is, wat 'n neerlaag lê, en wat moet opstaan en weer die stryd aanpak. So kom ons vra die vraag en ons behandel die eerste en ons gee antwoord. Wie is ons vyand? En nou gaan die almal sê, ag, dis die duiwel. En ons kan dit baie maklik afmaak. Ek wil nie onnodige klem of eer gee aan die sielevyand nie. Maar dis nie die duiwel nie, dis die duiwel. Hy is 'n gedigte vyand wat vir 6000 jaar op hierdie aarde al besig is met sy strategieë en sy maniere om die kinders van God lam te lê, uit aksie te kry en groot skade te doen aan die koninkryk van die Here. Kom ons kyk wat sê die woord. Ek gaan dit nie behandel nie, ek gaan net die name gee, dis studies wat u kan gaan doen. 1 Petrus 5 vers 8 sê, julle teestander die duiwel, hy is die een wat jou teestaan. As jy besluit om vir die Here, 'n besluit deur die Heilige Gees nie, niks uit onsself nie, maar die Heilige Gees dryf jou, en jy neem daardie stap, en jy sê, Here, ek wil vir u heilig lewe. Hoor, hy is die een wat jou gaan teestaan. Hy is die een wat jou gaan keer. Hy is die een wat alles in die stryd gaan werk om jou te keer, om vir God te lewe. Hy is die een wat jou gaan teestaan in jou roeping. Hy is die een wat daar by jou is en jou oorfluister. Dis nie nou die tyd nie. Jy kan nie nou gaan nie. Kyk na die ekonomiese omstandighede. Hoe gaan jy dit maak? Jou pa en maat hoor ideale vir jou. Kan jy sien? Hy is jou teestander. Ons het met hom te doen. In alles in jou geestelike lewe het die teestander 'n bepaalde rol wat hy speel om te sê, ek gaan jou teestaan. En jy kan dit verwag op elke gebied van jou lewe. In Johannes 10 vers 10 sê noem die Bybel hom die dief, kom net om te steel en te slag en te verwoes. Dis nie die dief nie, die dief, want hy wil jou besteel, hy wil jou afslag, hy wil jou uiteindelik verwoes. En dit is nie beskrywende woorde wat die Bybel gee, dat ons maar net moet bietjie op alert wees nie. Die Bybel gee hierdie woorde vir ons, dat ons kan sien, wat is die intensie van die vyand met wie ons te doen het. Gee vir hom kans in jou lewe, wat gaan hy uiteindelik doen? Hy gaan jou verwoes. Kan ek weer na roeping toe gaan? Julle gaan sê, doen nie, het jy nou vaststaak daar? Nee, maar gee hom kans in jou roeping, en wat gaan hy doen met jou roeping? Hy gaan dit verwoes. Daar lê hoeveel manne langs die pad, wat in 'n roeping gestaan het, waartoe God hulle geroep het, en het plek gegee aan die sielevyand, en die vyand het reg gekry om hulle bediening en roeping te verwoes. Dis verskriklik, hierdie goed. Hy steel, hy slag, hy verwoes. Johannes 8 vers 44 noem hom die leuenaar. Hy is 'n leuenaar. Ons moet dit in ons gemoed vasmaak. Wat doen 'n leuenaar? Wat is sy tryd? Hy lieg. Kom ons sê dit so vir mekaar. Hy lieg vir jou. As jy hoor in jou gemoed, en daar's 'n stem wat ook sê, jy kan dit later doen. Daar's 'n volgende konferensie aan die kom. Jy kan volgende jaar gaan vir jou roeping. Jy kan later dit doen, of jy kan dit so doen. Vriende, hy is die leuenaar. En hy sal alles in sy vermoë doen om jou te kry om die leuen te glo. En helaas trap ons mense so die strik om die leuens te glo van die vyand. Want dit klink so
geloofwaardig en dit klink so asof dit uit die Bybel uitkom, maar as jy jou oë oopmaak, dan gaan jy sien, jy kyk werklik daarna, dan het hy jou bedrieg en belieg. Hy is die brullende leeu, hy verslind. Ek moet ietsie sê. Daar kom 'n videoetjie op my pad. Ek het hom afgelaai, want ek het hom ergens gesien. En dit is van 'n man, baie vroeë jare, wat in 'n wildtuin rondgery het, en hy het by leeu's uitgekom. En hierdie man sit in sy kar saam met sy vrou en sy kinders. En hy wou 'n pragtige skoot van hierdie leeu's hier voor hom hê, maar nou is die windskerm daar en wat ook al. En hy doen wat hy nie mag doen nie. Hy klim uit sy kar met sy kamera. En nou ja, ek wil nou net hierdie so sit, anders gaan die wind my bietjie onklaar van. Hy klim uit sy kar en hy maak sy deur toe en hy loop langs die kar om hier 'n pragtige foto te kry van die leeu's. Wat hy nie weet nie, is hier aan die agterkant, dis wildtuin, lê 2 groot uitgevrete wyfies. En hulle het dit gesien, en toe hulle hierdie beweging sien, en hierdie man nog so staan, toe is daai 2 wyfies bo op hom. Nou ja, 'n leeuwyfie, as jy maar wil gaan lees of oplees daaroor, is maar net 250 kg plus. En 2 van daardie leeuwyfies bo op hom, en daardie man word weggesleep. Die ouens wat ook daar staan het, kon niks doen nie weens die aard van die terrein, en hulle sleep hom weg, en hulle sê, hierdie man se naam dink ek was Ted. Ted was, hy was opgevreet in Engels, ek kan nou nie. Before his wife and his children. Hulle het hom daar en dan opgevreet. Hoekom is daai man opgevreet? Want hy het gedoen, hy was ongehoorsaam, hy het gedoen wat hy nie mag doen nie, hy moes nie uitgeklim het nie, hy wil gesê, ek sal dit maak, ek sal dit kan doen, en hy is verwoes, hy is opgevreet, verslind, en die duiwel doen dit met baie kinders van die Here, wat op terreine beweeg waar hy nie mag beweeg nie, maar hy is ook een wat vrees inboesem. As jy wil bid, of daar's iemand wat praat, en is die vyand, dan is dit vrees wat hy inboesem, want 'n leeu wat brul is 'n geweldige volume en 'n geluid. Ek dink jy dit al gehoor. Hy boesem vrees in. Efesiërs 6 vers 12, as ons nog by die name, owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, bose geeste in die lig. Dis die vyand met wie ek en jy te doen het. Genesis 3, die slang. En ons weet wat het die slang gedoen, wat was die uiteinde. 2 Korintiërs 4 vers 14 noem hom die Satan. Nee? Hy is die een wat die mekaar krap. Hy is die duiwel. Matteus 6 vers 13 noem hom die bose een. Vader, ek bid dat U sal bewaar ons van die bose. Hy praat daar van die duiwel. Here Jesus bid vir sy disipels, Vader, dat U van die bose sal bewaar. Vriende, ons het nie met 'n kind of 'n kinderspeletjies te doen nie. Dit is 'n ontsettende aanslag op die kind van God se lewe. Maar dis nou genoeg by die benaminge. Waarby ons wil uitkom, is die planne of die strategieë waarmee die vyand kom en toepas in oorlogstyd teen die kind van God, teen die kerk, teen die koninkryk van God, en ek wil byvoeg, helaas, in ons gesinne voer hy hierdie oorlog. En ons moet wakker wees daarvoor. Ons lees in 2 Korintiërs 2 vers 11, Dominee Johan het dit nou die aand so lekker aangehaal, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Die vyand het planne. Die vyand het strategieë. En al lees ons dit in die woord, het die vyand nog steeds in hierdie tyd waarin ons lewe groot sukses met sy planne oor die duisende jare wat hy alkom. Hy vang ons mense met dieselfde strategieë. Dag na dag trap hulle in die strikke van die vyand. Veronderstel ek was nou U bevelvoerder, dit sal hom lekker gewees het, as U nou 'n groot weermag bataljon was. En ek sê vir julle, luister, ons moet 'n aanval gaan doen. Maar sê julle vir my, dis die plan of die woonplek van die vyand, hulle kamp is daar. Ons moet hulle aanval. Jy moet vir my sê,
waarop sal jy konsentreer? Wat sal jy eerste wil raak skiet in die kamp van die vyand? Wat wil jy eerste 'n aanslag op maak? Wat sal jy vir my sê? Die leiers? Goed. Wat nog? Ons het dit gesien by Israel en Hezbollah, net so een vir een, haal hulle uit. Leierloos, dan is daar moeilikheid. Maar daar was 'n baie interessante aksie wat plaasgevind het, een dag in hierdie oorlog tussen Israel en al sy magte, toe die vyandelike magte nog met hulle selfone, hulle sakke loop of hulle pagers, is daar skielik iets wat gebeur. Onthou jy daar wat het gebeur? Daai ontploffing in hierdie ouens se sakke en hulle hande en hulle ore, daai ouens het verskriklik gelyk. Wat was die aanslag wat wou Israel bereik deur daai aanslag? Hy het wat verwoes? Hulle kommunikasie. Ouens, as jy hulle kommunikasie verwoes, dan kan jy hulle kan jy hulle lam lê. Die eerste ding wat ons sal wil doen, ons wil toeslaan op die kommunikasiestelsels. In die weermag het ons genoem die koms, verwoes hulle koms, dat hulle nie kan praat nie. En as hulle nie met mekaar kan praat in inligting deurgee nie, is hulle weerloos en uiters kwesbaar. En dit wat ek optel, terwyl 'n mens beweeg onder die kinders van God en in die gemeentes, daar is 2 kanale wat ten bloede toe beskerm moet word in die geleedere van die kinders van God en die kerke en gemeentes en helaas ook in ons gesinne. En wat sal u sê is daardie 2 kanale? Of die kanale, ja. Wat sal u sê? Hoe praat God hoe kommunikeer God met sy kinders? Deur sy woord. Wat gaan die vyand se eerste strategie wees? Slaan toe op die woord, vernietig die woord. Hoe praat God se kinders weer met hom? Met gebed. En natuurlik sal die vyand met alle mag en mening, sal hy toeslaan op die hele aksiesaak van gebed. Want hoekom? Ek het hier geskryf, hoekom sal hy die woord uit ons hande wil neem? Die wyse waardeur die kerk en die kinders van God met God kan kommunikeer. God kommunikeer met ons deur sy woord. En die vyand weet, daar is van die kosbaarste beloftes in hierdie Bybelboek opgeteken, waardeur jy en ek kan sterk staan om voort te gaan in die stryd. Van die kosbaarste beloftes. Laat julle harte nie ontstel word, nie glo in God, glo ook in my, in die huis van my Vader. Dit is 'n wonderlike belofte. So kan ons aangaan na die hele kommunikasie rondom gebed. Kom ons noem vir mekaar 'n paar van die kosbaarste beloftes in gebed, en jy ken dit. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer en sluit die deur en bid jou Vader wat in die verborgen is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Die vyand weet dit ook. En daarom sal hy hierdie, kom ons noem dit, hierdie kommunikasiekanaal tussen die kind van God en sy God, hy sal dit wil verwoes. Kom ons gaan na volgende een toe. Luister na wat die woord van God vir ons gee. Daarom haat hy die woord en hy haat hierdie kanale waardeur ons met God praat. Bid. En vir julle sal gegee word. Soek. En julle sal vind. Klop. En vir julle sal oopgemaak word. Hoor nou wat sê die woord verder. Julle ken dit. Of, watter paas daar onder julle wat, as sy seun hom 'n brood vra, vir hom 'n klip sal gee, nou hoop ek kwoteer reg, of as hy vir hom 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen gee, of as hy vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang gee, sal 'n pappa dit doen? Nee, dis iemand, daar's geen onduidelikheid. Wanneer ons met God praat en God met ons, oor wat dit moet wees. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader, nou sê hy 2 keer, goeie dinge, of dan die Heilige Gees gee, aan die wat hom bid. Ons sit met die rykste kommunikasie beloftes in sy woord, en ons verstaan dat die vyand sy haat teenoor die woord van God en gebed openbaar.
in die tyd waarin ons lewe. Kom ons kyk na die aanslag, eerstens teen die woord van God. Hoe is die aanslag? Waarmee kry ons te doen in die dag waarin ons lewe? Die maklikste. En ons, hoor die ouens, die mense val steeds vir hierdie strategie van die vyand. Saai twyfel in die harte van God se kinders oor die woord van God. Saai die twyfel. 'n plan waarmee Eva gevang is en deur die eeue steeds gebruik word. Sê vir my, het jy dit al ervaar? Dat wanneer jy die woord lees, dan kom hierdie gedagte, dalk in jou hart, is dit so dat die woord van God het gesê? Is dit so? Is jy seker dit is wat die woord van God bedoel? So word die ongeloof en twyfel gesaai in die woord van God. Of hulle kom en sê, nee, jy kan dit nie so toepas nie. Ek het dit een keer so beleef, of dis nie meer van toepassing op vandag nie, ons leef in ander tye. Nee, en so saai hulle die saad van twyfel onder die kinders van God. En jy lees 'n gedeelte en dan wonder jy, kan ek dit nou gebruik? Kan ek hierdie woord van toepassing maak op my lewe? Dis dan soveel jare terug geskryf. Maar dan lees ons in die woord, en nou moet julle my ook help met hom. Maar die woord van God is lewendig en kragtig. Skerper as enige 2002 snydende swaard. Ek wil nie te veel daarop ingaan nie, want môre hanteer ek met u die wapens van ons stryd. Wat dink u is die wapens van ons stryd? En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Wat is die swaard van die gees? Dis die woord van God. Ons gaan weer daarby stil staan. So die woord en gebed speel twee ongelooflike rolle in die kind van God se lewe en ook in die oorlog waarin hy gewikkel is. Dis nie meer van toepassing nie. Saai ongeloof, dis twyfel, ongeloof, terwyl die woord deur God ingegee is om in die kind van God en die kerk in ons as gesinne se harte, hoor nou, weer geloof en vertroue in God te werk. Ek het nou die dag so 'n studietjie oor die verbond gedoen en Dr. Andrew Murray skryf in sy boek In die Heiligdom, hy sê die verbond is daar dat geloof en vertroue in die hart van die vervalle mens weer gewerk kan word teenoor God en na my byvoegsel, hoeveel te meer as jy kind van God is. Werk die Bybel geloof en vertroue. Maar nou gaan hy aan en hy sê, maar dat dit ook die waarborg en die sekuriteit is dat dit wat God gesê het, dit sal hy doen. Amen. Vriende, dit is net wonderlik om te weet, dat wat ons hier lees in die woord, is 'n waarborg dat wat God gesê het, dit sal hy doen. En ons moet dit glo. Ons moet dit in ons hart koester. En die sielevyand saai ongeloof in die woord van God. En ons kry dat kinders van God sit met hierdie ding. Hoe kan ek God vertrou? Want as ongeloof in sy hart gesaai teenoor die woord. Hy maak plan om die kind van God weg te hou van die woord en ook hierdie maste. Nou ja, 'n kommunikasie mas, nee, dis wat ons opsit om kommunikasie te hê. Luister, vandag is dit satelliete wat hulle opstuur, maar ons het nog met die maste gewerk. Om die kind van God weg te hou, wat insluit, hou hulle besig. Maar kry hulle net weg uit die uur van gebed. Hou hulle net besig. Ek het een keer hier in hierdie konferensiesaal gepreek oor Elifas nie, Epaphras, in Kolossense, hoofstuk 4. Waar Paulus vir hom sê, ek sien hoe hierdie man vir julle stry in sy gebede en altyd vir julle bid. Ek het maar net in my gemoed gesien hoe dat Epaphras deurdruk om te bid sodat hulle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Die intensiteit van sy gebed weens die teestand van die vyand en die wêreldheersers en die magte van die duisternis van hierdie eeu. Dis hulle wat sê, kry die kinders van God net besig genoeg. Maak hulle besig, hou hulle besig, maar kry hulle net vir hulle knieë af. Kry hulle net weg uit die bidure, dat hulle nie sal bid nie. Kry hulle weg uit die woord van God. Saai die twyfel, saai die ongeloof. En hy's besig om sy veldtog triomfantlik te voer, die vyand. Die maste van vertroue en geloof en verlustiging in die Here
is verwoes. Ons hoor nie meer God se stem nie. Daai mas is raak geskiet deur die vyand. En is in ons hande, maar ook ons kommunikasie. Dis nie terug by gebed. En is net een manier dat ons weer kommunikasie met God het, persoonlike tye van gebed, gesamentlike tye van gebed, gesinne se tye van gebed, die gemeente biduur, wat insluit tye van verlengde gebed, vas en gebed. Daar was op 'n stadium so jare wat gelede toe ek op 'n konferensie moet preek, en ek het 'n kussie hier voor in die kerk gehad, en biduur was daar binne-in, en ons wil biduur begrawe. As ons dan nie wil bid nie, kom ons kry klaar met biduur. Hoekom moet ons nog bemoei daarmee as ons nie wil bid nie? Kom ons begrawe haar. En dan moet ons maar die konsekwensies en die gevolge dra. As ons nie meer wil bid nie. Nee, nou ja, groot verwoesting van kommunikasiestelsels. Liewe vriende, dis sake wat dringend herstel sal moet word in 'n persoonlike lewe, in die gemeentes, in die kerke. Om in hierdie stryd te volhard, sal ons grondgebied moet terugneem. Staande te bly, sal ons moet ophou om dit te betreur. Ons betreur dit dat die bidure deurloop, of leefloop. Ons betreur dat daar so min, ons moet ophou treur daaroor. Ons sal iets moet begin doen rondom dit. Ons sal dit moet herstel, so vinnig as moontlik. Hoor wat sê Efesiërs 6 vers 18. Hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding. Dit moet herstel word. Ons geloof in God se woord en ons kommunikasie met God en sy kommunikasie met ons. Ons moet daai mas herstel. Anders gaan ons nie oorwinning behaal nie. So, dis sy strategie. Maar nog 'n saak waarop ons moet afgee is hoe en wanneer slaan die vyand toe? Nou ja, ek gaan nie laat die tyd van ja, het my genoeg tyd gegee, maar ek moet dit met u deel. Wanneer slaan die vyand toe in 'n lewe boonbehalwe hierdie globale een? Ons lees in Deuteronomium 25 vers 18 wat Amalek gedoen het aan die volk Israel. Amalek sê, ek gaan hulle aanval terwyl die volk moeg en mat was. En die sielevyand doen dieselfde. Wanneer is jy op jou kwesbaarste? As jy moeg en mat is. So ja, ek weet, die raad het aan die dag ons baie goeie raad gegee, na 'n jaar en 'n besige jaar. Maar mag ek dit sê, pelgrims, gaan rus. Gaan rus uit. Want as jy moeg en mat is jy 'n sensitiewe teiken vir die vyand. O, luister, daar kom tye wat die kind van God ook moeg is, of word kinders van God nie moeg nie. Nee, ons word moeg en mat. Die energievlakke daal van jou intensiteit van jou arbeid. En dan is weerstand nie baie skerp nie. En dit is tye daardie wat jy uiters versigtig moet wees, as jy moeg en afgemat is. En ek wil nog 'n voorbeeld hiervan gee. Ons weet nou van Agitofel, nee, dis nou 'n raadgewer wat in Dawid se linies was. En Agitofel het oorgeloop, nou moet ek net die man se naam vergeet, nou weet hy oorgeloop het. En sê Absalom. En weet jy wat? 2 Samuel 17 vers 2 sê Agitofel hierdie woorde. Hy sê, laat ek vir Dawid gaan aanval. Ek kan hom oorval terwyl hy moeg en slap van hande is. En dis wat die vyand doen. Hy wag van daai oomblik wat jy moeg en slap van hande is. En hy gaan jou nie spaar nie. Hy gaan nie omgee wie jy is en hoe lank jy al op die pad is nie. Hy gaan vir jou slap terwyl jy moeg en afgemat is. En ons moet so versigtig wees. So dis so belangrik om die nodige rus te kry, goed te eet, reg te eet en weer kragte op te bou om aan te gaan in die diens van die Here. Maar ook 'n ander strategie. Die vyand slaan toe wanneer jy alleen is. In alleenheid. Dawid, ons ken hierdie verhaal in 2 Samuel 11 vers 1 en 2. Dawid is alleen in Jerusalem op die paleis se dak en sy man is almal buite op die oorlog. En Dawid is alleen op die paleis se dak. En ons weet wat het gebeur.
Die sonde met Batseba, Uria se vrou. Alleenheid is 'n gevaarlike tyd en 'n gevaarlike situasie vir enige kind van God. Niemand naby jou nie, niemand by jou nie, op 'n plek waar niemand jou ken nie, en die vyand sê, ideaal. En hy haal hierdie vuurige pyl uit sy kas en hy sê, en hy slaan by, terwyl jy alleen is. En die vyand slaan toe, want alleen is 'n ideale situasie vir ledigheid. En as jy eers ledigheid geakkommodeer het ons ou mense gesê, is dit die? En dan vat jy nou maar jou selfoon, wat maar altyd by jou is, want as hy sê, dan het jy hom, en as hy, wie kan toe gaan, dan gaan hy saam met jou, ja, en jy begin scroll, en die vyand weet jy is ledig, en hy sy pyl geskiet, en is kwesbare oomblikke, op jou versigtigste wees, wanneer jy alleen is. Moet dit nie probeer, om hom aan te vat op daai vlak nie. O, luister op jou pasopens, buig eerder voor God. Sê Here, ons is alleen, maar ek roep tot U. Die volgende strategie, ek is amper klaar. Bekendste een, waarmee jy soveel kinders van die Here vang. Versoekings. Ons kan dit nie miskyk nie, ons kan dit nie ignoreer nie. Sy naam is die versoeker. 'n Situasie op jou pad bring omstandighede waarin jy die versoeking sterk voel op jou afkom. Jy weet die pyl van versoeking is daar. En net soos, nou hier is daai kunsvlieg hengelaar, wat daar staan, buite die, en hy gooi daai kunsvlieg in daai water, en hy met behendigheid is hy besig om daai vis uit te lok, uit sy veilige sone. Sien daai vis hier van 'n vliegie verby. En hy gooi hom weer daar, en die volgende oomblik sê daai vis, ek gaan jou nie laat verby gaan nie, en hy sla daai vlieg. En toe hy daai vliegie vat in sy mond, bek, is daai houk in sy bek. En daai engelaar bring hom net soos hy hom wil hê. Weet u dat die Bybel praat van hierdie ding? Die vyand is daarom uit om jou uit te lok, en jou te verlok, en jou weg te sleep uit jou veilige posisie. En dit lyk onskuldig, daai vlieg of ding wat hier by jou verbygaan. En hy maak gebruik van wat? Die begeerlikheid wat nog in jou is, en aanklank vind in daardie versoeking. Gaan lees Jakobus 1 vanaf vers 13. En Jakobus sê daar, en as hierdie begeerlikheid ontvang het, met ander woorde, as hierdie begeerlikheid in my hart, en hierdie versoeking by mekaar uitkom, en ek gaan dit nou so noem dat jy dit verstaan, dan vind daar bevrugting plaas. En die oomblik as daai bevrugting plaasgevind het, groei daardie ding hier binne, en wat uiteindelik gebeur as bevrugting plaasgevind het, daar kom 'n geboorte. En Jakobus sê, en wanneer daai bevrugting plaasgevind het, dan baar dit sonde, en as sonde tot volle ontwikkeling gekom het, dan is daar net een ding op jou pad, die dood. Die dood, versoeking het jou gegryp, maar het aanklank gevind by dit wat hier in jou hart is, hierdie begeerlikheid. Daarom was daar so sterk pleidooi gestraal, dat jy hierdie hart van jou, waar het slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diefstal, hetsig, al die dinge kom, bring dit aan die Here toe en sê, Here, haal dit uit my hart, wortel en tak, Here. Ek glo, dis 'n Engelse woord wat hulle gebruik, ek glo aan eradication, dat God haal hom uit wortel en tak. En hy reinig jou hart, en hy vervul jou met sy Heilige Gees. En moet nou nie dink, die preek, sonder hulle se volmaakte nie. Daai proses wat voor lê, is 'n ongelooflike proses. Ek weet ons kan nog verder aangaan met die konferensie, en met die begin praat daaroor, maar daar's baie konferensies, as die Here wil in ons leef, wat voor lê in die nuwe jaar. So woon dit by, as die AUB dit reël, woon dit by, kom kry kennis daaroor, oor die pad vorentoe. Maar versoeking, val jou swakheid en jou swak plekke aan.
Die vyand weet waar is jou swak plek. Ons almal het swak plekke, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê, soos ons hier sit, het ons almal swak plekke. In jou mondering. En daai vyand weet presies. Hy het ook intelligensie. Hy het ook bose magte. En hulle sien waar is jou swak plek. En dit word deurgegee aan die hoofkantoor. Right, vuur. En jy moet dit weerstaan. Die vyand sal konsentreer op jou swak plek. Kan ek 'n pelgrim of 'n superintendent aanhaal van die AUB by hulle oom Stoffel McLeod het so dikwels gesê op sy konferensies, vra die Here dat hy jou swak plekke, jou sterk plekke sal maak. As jy weet waar jou swak plek is. Nou ja, dan die aanslag op jou gemoed en jou gedagte, ons kan hom nie los. Die aanslag op jou gemoed en jou gedagte wêreld. Baie van u, ek weet nie, Kevin, jy moet sê op Watchman se boeke daar in die boekkamer is. Sit Wolfenstein, of, ja, ek dink dis hy, wat hy geskryf. Hy skryf hierdie woord, hy sê, the mind suffers the onslaught of the powers of darkness more than any other organ in the human body. Jou mind, jou gemoed. Die aanslag van die vyand in jou gemoed, die vurige pyle van alle terreine af op die kind van God se gemoed, jou verbeeldingswêreld is 'n gevaarlike terrein. Jou hele gedagtewêreld is 'n gevaarlike terrein, want dis waar die vyand sy pyle skiet, net met 'n gedagte, waar sonde begin met 'n gedagte. En luister, gee vrye teels in jou gedagtes aan enigiets. En in jou verbeeldingswêreld, ons almal sit met 'n verbeelding. En die vyand vat jou net waar hy jou wil hê. Jy beleef net wat jy wil, so dikwels as wat jy wil, waar jy wil, kan jy dit beleef, net in jou gedagtewêreld. Deur vrye teels te gee. So, wat sê die Bybel dan 2 Korintiërs 10? Ons gaan môre daarna kyk. By die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En dan sê hy ook, terwyl julle elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Net daar. En is 'n vurige pyl wat geskiet is op jou gedagtewêreld. Amper klaar. Jy weet dit nog so kans. Wat is sy einddoel? Wat is sy einddoel? 1 Petrus 5 vers 8. Julle teestander die duiwel ons is 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind, wie hy kan besteel, wie hy kan afslag, wie hy kan verwoes. As jy verwoes wil wees, gee vir hom vrye teels. Soldaat, ons het gesê, ek sal nie omgekoop word nie. Hulle hoef nie aan my iets te kom doen nie, ek staan vir Christus as 'n soldaat. Nou ja, met ons gedagte, met hierdie gedagte, het ons met 'n gevaarlike vyand te doen. Maar nou wil ek nie los met hierdie swaar gevoel oor hierdie. Ek gaan nou môre op en aangaan, 9:00. Gaan ons praat oor die kind van God se toerusting en die kind van God se krag vir die stryd. Mag die Here ons help om staande te bly teen die liste van die duiwel. Die Here help u. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ek wil tog die uitnodiging so maak en dan oorgee dat ons afsluit in gebed. Miskien is daar dis jy dalk wat aan die vyand vrye teels gegee het in jou gedagtewêreld. Of hy het reg gekry om die mas van kommunikasie met God te verwoes, die woord of daardie gebedskanaal. Dis nie meer daar nie. Hoe gaan ons die oorlog kan voer sonder die instruksies van ons bevelvoerder? En jy weet jy moet herstel, jy weet hierdie dinge moet reggemaak word. Hierdie dinge moet bely word. Want Here, ons wil nie die vyand plek gee in ons lewe nie, ons kan nie, hy verwoes. As jy dalk een is wat verwoes is en jy hulp nodig, kom jy na die gebedskamers toe. Iemand sal saam met jou bid. Maak nie saak wat daai verwoesting is nie. Maak nie saak hoe seer jy gekry het nie. Dis God wat herstel. Dis God wat heel maak. Mag hy die God van heelheid julle volkome heel maak. Miskien het jy plek gegee aan die vyand. Buig voor die Here nou
En as die geleentheid kom, het jy die geleentheid om hier in die gebedskamer te kom buig voor die Here, iemand te vra om saam met jou te bid, en die Here toe te laat, dat jy weer oorwinning kan kom. Buig voor die Here en praat met hom. Here, ons sê vir die baie, baie dankie vir hierdie kosbare woord wat na ons toe gekom het. En ek wil vir u vra, Here, hierso waar u kinders sit, en miskien 'n behoefte in die hart aangeraak is, miskien iemand wat opgeroep word vir diens, wat sê, Here, ek tree aan. Iemand anderste wat sê, Here, daar is kommunikasiekanale wat weer herstel moet word. Miskien is hier so iemand wat sê, ek het die vyand nie raak gesien nie. Ek het in sy slaggat getrap, hy het my gevang, daai vuurige pyle het my getref. Wat ook al die behoefte in die hart vanoggend is, dierbare Here, dat u kinders vinnig sal maak, om het u reg te maak. In Jesus naam bid ons dit. Amen.